Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om vandag saam te kan lees en besin vanuit die woord. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 2 vers 12. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade skenk. Ons leef in 'n tyd waar die wêreld, veral deur die internet, ons met 'n oorvloed van inligting oorlaai. Daar is soveel stemme, soveel boodskappe, en dikwels is dit maklik om verward te raak wanneer ons probeer onderskei wat waar en reg is. Miskien het jy al gevoel dat hierdie teenstrydige boodskappe jou geloof laat wankel. Die gemeente van Korinte het met soortgelyke uitdagings geborstel. In hulle daaglikse lewe was hulle dikwels blootgestel aan uiteenlopende invloede en filosowe, meer as aan ander eenvoudige waarheid van die evangelie van God. Hierdie invloede het begin om hulle sekerheid in Christus aan te tas. In hierdie konteks herinner Paulus die gelowiges daaraan dat ons nie afhanklik is van die gees van die wêreld nie, maar van die Heilige Gees wat van God kom. Dit is deur hierdie gees dat ons die volle betekenis van God se genade kan begryp en die sekerheid van ons redding kan ervaar. Dit is God self wat ons toerus met die kennis van sy genadige gawes, 'n sekerheid wat nie wankel as die wêreldse stemme al harder word nie. Ek wil jou vandag aanmoedig, hou vas aan die waarheid wat God deur sy gees openbaar. Moenie toelaat dat die wêreldse geraas jou sekerheid in Christus steel nie. Soek sy teenwoordigheid in die woord en in gebed en laat sy gees jou hart en jou verstand versterk. Jy hoef nie te twyfel aan jou redding nie. God het dit uit genade aan my en jou geskenk. Die Heilige Gees woon in jou en gee jou die vermoë om sy liefde, vergifnis en genade te verstaan. Jy is nooit alleen op hierdie reis nie. God is by jou, selfs in tye van onsekerheid. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en gedagtes bewaar in ons Here Jesus Christus. Mag sy Gees jou lei, jou versterk en jou vul met die sekerheid van sy liefde en genade. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u Gees wat sekerheid in ons harte wortel. Amen.